Goeiedag Peer, goed om jou weer in die ateljee te hê waar ons saam studeer in hierdie baie besondere en baie belangrike aspek wat ons het, wat ons gesels oor profesie en hoe om dit uit te lê, die sinspelings wat daar is, die beelde wat daar is en al die figure en die metafore wat gebruik word. En ons is reeds in ons derde studie en een van hierdie metafore wat gebruik word is die vergelyking met Christus en die kerk met die huwelik tussen die man en die vrou. En dit is waar ons vandag gaan kyk en konsentreer. So, maar voor ons begin, wil jy nie vir ons open met 'n gebed nie? Dis reg, kom ons lei die woord saam. Dankie liewe Heer, dankie dat ons by mekaar kan wees, dankie vir die liefde Heer, ek bid dat U asseblief ons wysheid en insig sal gee, waar ons hierdie studie gaan bestudeer. Heer, laat ons daaruit sal iets leer, en wat ons verhouding met U sal versterk, dis ons gebed in Jesus naam, amen. Amen. So, om te begin, kom ons begin by 'n teksvers, Openbaring 19, vers 9. Baie interessante gedeelte, ek wil ook so 'n uitnodiging hê. Ja. Vers 9 sê, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woord van God. Amen. Nou, wie hou nou nie daarvan om nie 'n uitnodiging te kry na 'n ons bruilofsmaal, maar ons noem dit nou maar deesdae 'n troue toe, nee. Ja. En te gaan saam fees vier en gelukkig te wees by hierdie troue nie. So hier is waar ons hierdie woord kry en sê, dit is die lieflikheid wat ons daar uit moet kry, maar dit is nie altyd so rooskleurig agterna, weet ons nie. Maar hier is 'n bruilofsmaal wat vir ons gegee word. So ons moet daarna gaan kyk, en ons gaan kyk goeie dinge wat dalk daar uitkom, en dalk minder goeie dinge, as ons nou nie so sleg negatief wil praat en sê negatiewe dinge nie, so ons minder goeie dinge wat daaruit sal kom. So dit is wat ons gaan bestudeer, en een van die eerste dinge waarna ons gaan kyk is, wanneer jy dink aan die huwelik, dan sê die dominee, die leraar, die pastoor wat jou trou, van nou af sal julle nie meer twee wees nie, maar julle sal een vlees wees. So kom ons kyk 'n bietjie na daai metafoor, en dan kyk ons na Genesis 2, vers 23 tot 25, en dan ook Efesiërs, hoofstuk 5, vers 29 tot 32. So as jy na die een toe gaan, dan blaai ek so lank na die ander ene toe. Okay, ek sal doen Genesis 2, vers 23 tot 25. Toe sê die mens, hierdie een is die keer. Been uit my gebeente, vlees uit my eie vlees. Hierdie een sal vrou genoem word, want uit haar man is sy geneem. Daarom sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat en hom aan sy vrou verbind, en hulle sal een vlees word. Hulle was naak, en die mens en sy vrou, maar hulle was nie skaam vir mekaar nie. Met ander woorde, ek dink weer eens net om vir die mense te sê, dit lees 'n bietjie anders, onthou, ek dink leraar 2020 direkte vertaling, uit die ou vertaling 3053 lees so 'n bietjie anders. Dis 'n bietjie vasgehak op die kop wil nog die ou verse lees, want hy sê daar, want hulle sal een vlees word. Daai sê, want hulle sal nou aan mekaar verbind wees. Hulle sal een vlees word, sê dit ook hierso, So, wat sien ons byvoorbeeld as ons kyk na daai een vlees? Waarna verwys dit vir ons? Want onthou, wanneer ons kyk na die een vlees en Christus, onthou, dit is ons hele konsep in die agterkop, Christus en die kerk, man en vrou in die huwelik. So as ons die beginsel hier kry, kan ons hom deurtrek hierdie kant toe. So hulle sal een word, ek wil hulle verlaat alles wat gebeur het, en hulle word een, amper sê, een in doel, een in strewe, wat hulle wil bereik, alles werk hulle saam om daai doel te bereik. Ja, so met ander woorde, hulle het nou, waar hulle uit vorige families uitkom, het hulle ander oogmerke, ander doelwitte gehad, nou stig hulle eie familie, en hulle het hulle eie doelwitte wat vorentoe gaan beweeg. Nou wanneer ons kyk na Efesiërs 5, vers 29 tot 32,
dan sê dit daar vir ons, want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Nou dit is baie interessant, want Paulus bring dit nou vir ons hier in, en hy sê, soos die man en die vrou, en hy kyk na sy eie liggaam, soos wat die man na sy eie liggaam kyk, en elke persoon na sy eie liggaam kyk, so kyk Christus na die gemeente. So asof hy na homself kyk. Dan gaan hy aan, vers 30 sê, want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. So met ander woorde, daar sien ons die vergelyking wat hulle maak. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat, en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Hier kom ons weer eens die konsep van, en ons sê altyd, wanneer jy daar staan voor die kansel, dan sê jy, en ek sal alle ander versaak. Beteken dit dat ek kyk nou nie meer na ander nie. Ek kyk nou na net hierdie ene, en my hele lewe gaan om hierdie een draai. Nou kom ons trek dit vinnig deur. Christus in die kerk, en wat is ons veronderstel om met Christus te doen? Met ander woorde, my vorige lewe wat ek geleef het, moet ek alles versaak, en ek moet nou Christus volg. So in daai selfde konsep moet ons dan een vlees word. Nou gaan hy verder en hy sê, daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word, vers 32. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. Luister, so as jy dit verstaan tussen 'n man en 'n vrou, dan sal jy verstaan tussen Christus en sy kerk. En dan gaan hy verder, en ons, ek wil altyd daai versie saam lees, en dit sê, in alle geval moet elkeen van julle afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself. En die vrou moet die man eerbiedig. Met ander woorde, hier gaan dit, weer eens, soos wat Christus sy kerk lief het, moet sy kerk hom eerbiedig. Omdat hy die leier van die kerk is. So, dit is in daai sin wat ons dan een vlees word. So, in hierdie sin van een vlees word, is dit natuurlik ons baie maklik in die huwelik. Nee, alles is mos, hoe sê hulle, maanskyn en rose. En daar is mos nooit 'n probleem nie. En ek weet, iemand daar by die huis, het nog nooit met die vrou beklei nie, of die vrou, jy het nog nooit met jou man beklei nie. Ek meen, dit gebeur mos nie, nee. Pierre, julle beklei mos nie by die huis nie. En ons mag nie nou hier sê ons beklei nie, want anders gaan ons in groot moeilikheid kom. Maar die feit van die saak is, ons verskil tog van mekaar. Maar wanneer daar 'n verskil is in die huwelik, Christelik gewys, wat gaan ons doen? Wat moet ons doen? Daar's 'n verskil, ons raak 'n bietjie ongelukkig met mekaar. Hoe sit ons hierdie saak vorentoe? En een van die dinge is, ons moet groot genoeg wees om mekaar te kan vergewe. Vir dit wat ons gesê het, want ons is nie mekaar kan vergewe nie. En dan wil ek amper daarmee bysit, en die tweede ene, en daar's heeltemal 'n ander konsep wat ons kan oor gesels, maar ek moet ook vergewe en vergeet, en dit nie elke keer ophaal nie. Want as ek 'n ding elke keer ophaal, dan wil ek amper sê, het ek vergewe. So ons moet dit altyd probeer doen. So ek dink in hierdie gesprek oor dit, ek dink dit is baie belangrik vir ons om, ons moet vergewe, maar ons moet onthou, ons lewe nou vir 'n groter prentjie. So ons het verskille en miskien hoe ons dit wil bereik of probeer bereik. Maar op die einde van die dag moet mens kyk na die eindpunt, dit is wat die fokus is, en is waar ons nou is, gaan ons dit bereik. En ek dink ons moet op daai punt kom waar ons kan dan sien, daar sekere dinge wat ook nie eens belangrik is om oor te kla of oor te verskil nie. Om te verskil nie, want dit beïnvloed nie dit gaan ons eintlik dalk van die besinning wegvat. En ek dink dit is, as ons kyk in ons lewe en ons lewens met Christus, is ook, baie keer het ons idees of ietsie soos dit, en ons voel so sterk daaroor, maar waartoe wil ons gaan? Ons wil ewig lewe, ons wil saam met die Here wandel, ons wil hom aanneem in ons lewe. Is dit sy wil in my lewe? Nee. So weer eens wil ek kom en ek wil deurtrek, want dit is 'n metafoor wat getrek word van, ons moet mekaar vergewe, want dan kan ons voortgaan in die huwelik. So, Christus kom en hy sê, hy vergewe ons. Hoeveel keer ons ook al iets verkeerd doen. Maar ons wil net een keer praat, en dan moet mense dit nie weer doen. Perfect. Die tweede ding wat ons moet doen is, ons moet verstaan dat in 'n huwelik, alhoewel, hulle sê altyd die liefde is blind, né? So, jy sien partykeer al die wonderlike dinge raak, en sodra jy oop gaan rukkie later, dan kom jy agter, alles is nie so wonderlik nie. Maar
jou wederhelft Ja. het tekortkominge. Christus het ons ook lief. Hy kyk na ons soos wat 'n man na sy vrou kyk. En hy aanvaar ons met ons tekortkominge. Ja, net soos ons is. Want as ons nou gedink het, die ander in ons lewe moet perfek wees, voor ons hulle kan aanvaar. Christus aanvaar ons met ons tekortkominge en dit wat ons het. En dan die ander ding is, jy moet altyd jou wederhelfte, as ek dit nou so kan sê, want dit gaan nou manlik en vroulik, altyd eerste stel. Ja. Want, hier kom weer eens die konsep in, wat het Christus gedoen met die kerk? Hy het die kerk eerste gestel, en die kerk sê ons sy kinders, almal wat in sy kinders is, want die kerk, die vrou stel die kerk voor, het hy eerste gestel, want hy het vir die kerk gesterf. Vir die kerk is sy bruid, is ons, hy het vir ons gesterf, so hy het ons eerste gestel. Soos die man sy vrou eerste moet stel in die huwelik, so stel Christus ook die kerk eerste voor. So dit is 'n baie belangrike aspek wat ons daar uitkry. Maar in Genesis, in Esegiel 16 vers 4 tot 14 kry ons daar 'n besonderse beeld van 'n bruid wat daar vir ons beskryf word in Esegiel hoofstuk 16. Nou, dit is nogal baie snaaks om te dink in die boek van Esegiel moet ons gaan kry om 'n beeld te kry van 'n bruid. Van 'n bruid, ja. Maar ons kry dit daar en ek gaan 'n paar verse lees en dan kan jy aangaan. En vanaf vers 4 sê dit, en wat jou geboorte aangaan, die dag toe jy gebore is jou naalstring nie afgesny nie, en jy is nie met water gewas om jou te reinig nie. Ook is jy nie met sout ingevrywe of in doeke toegedraai nie. So hy gee die konsep van, daar's nie na jou gekyk nie. Ja. En dit is nie altyd die mooiste gesig nie. Ja. Nou gaan hy aan. Geen oog het meer leie met jou gehad om vir jou een van hierdie dinge te doen, om vir jou jammer te wees nie, maar jy is op die oop veld gegooi uit afskuw vir jou lewe die dag toe jy gebore is. So, as 'n beskrywing van, omdat jy so gelyk het, wil niemand met jou te doen gehad het nie. En ek het by jou verbygegaan en jou sien spartel in jou bloed. Toe het ek vir jou gesê, in jou bloed, leef. Ja, ek het vir jou gesê, in jou bloed, leef. Ontelbaar, soos die uitspruitsels van die veld, het ek jou gemaak. En jy het gegroei en groot geword en die hoogste bloei bereik. Jou borste het styf geword en jou hare het gegroei, maar jy was naak en bloot. So, die Here gee daar 'n beskrywing van sê, toe die Here ons gekry het, toe hy sy volk gekry het, was hulle afskuwelik en niemand wou eintlik, jy wou eintlik daarvan af, dis iets wat jy eerder wou vermy het. So het ons gelyk in ons sonde ook, maar Christus sê, hy het verbygekom en hy het vir ons gesê, leef. Vanaf vers 8 sê daar, en ek het, ons het daai gedeelte, vers 8, en ek het by jou verbygegaan en jou gesien, en kyk, jou tyd was die tyd van liefde. Toe het ek my vleuel oor jou uitgesprei en jou naaktheid toegedek. Ja, ek het vir jou gesweer en met jou 'n verbond aangegaan, spreek die Here, en jy het myne geword. En van vers 9 af ons aangaan weer. Ek het jou met water gewas, jou bloed afgespoel en met olie ingevryf. Ek het jou geklee in veelkleurige geweefde klere, vir jou sandale aangetrek van sagte leer, jou in linne gedrapeer en jou met sy bedek. Ek het jou met juwele versier, armbande om jou polse gesit, halsnoer om jou nek. Ek het 'n ring in jou neus gesit, oorringe aan jou ore en sierlike kroon op jou kop. Jy het jouself versier met goud en silwer en jou klere was van linge, van sy en veelkleurige geweefde materiale. Gesifte meel, heuning en olie het jy geëet. Jy het buitengewoon mooi geword. Jy sou deeg as 'n koningin.
Jy het onder die nasies roem gewerf met jou skoonheid, want dit was volmaak, danksy die versierings wat ek aan jou gehang het. Dit is die uitspraak van my Heer, die Here. So hier kom ons, nou sien ons weer eens, hier kom die Here en hy gebruik die beeldspraak van 'n vrou, die kerk, ons wat hy gekry het, en hy praat hier van Israel wat hy gekry het, en waar hy hulle gekry het, en hoe hy na hulle gekyk het, En waantoe hulle en waantoe hy hulle gevat het, en hoe hulle op die einde van die dag gelyk het. So dit is baie belangrik vir ons dat ons moet besef dat wanneer ons kyk in die Bybel en die beeldspraak, en veral as ons na Openbaring toe gaan, dan, en ons sal dit nog in die toekoms sal ons dit nou doen, dan word daar baie vir ons verwys na twee vroue. Ja. En ekskuus, ek gaan dit nou maar hier sê, die een is die rein vrou, en kom ons noem dit nou maar die ander een die onrein vrou, wat hy na verwys, en dan die een is eintlik sy bruid, wat dan sy ware kerk is, en die een wat dan die valse kerk is, wat sê ons aanbid hom, maar hom nie aanbid nie. So ons moet by hierdie konsep kom van, dat as ons dit sien in profetiese, dan moet ons weet, as daar van 'n vrou gepraat word, en die verhouding wat daar is tussen 'n man en vrou, dan weet ons dis 'n verhouding tussen Christus en sy kerk. So dis baie interessant. Nou, maar daar's 'n baie interessante voorbeeld wat ons kry, en ons almal verwys na daai ene, en dit is in Hosea. Nou in Hosea kry ons daai gedeelte, en dit sê daar vir ons in Hosea, miskien kan ons daai gedeelte lees, want die Here het vir hom daar 'n vreeslike opdrag gegee. Ja, kom ons. Die Here het vir hom 'n opdrag gegee daar in Hosea hoofstuk 1 vers 2. Hosea 1 vers 2. Die begin van wat die Here deur Hosea gesê het. Die Here het vir Hosea gesê, gaan en neem vir jou 'n vrou, 'n prostituut, wat hoerkinders het, wat die land van hoer en hoereer weg van die Here hou. Dit klink na 'n verskriklike snaakse opdrag. Ja. Dat die Here vir een van sy profete sê, maar jy moet vir jou 'n ontrou vrou gaan trou, wat reeds kinders gehad het deur haar ontrouheid. Ja. Ek weet nou nie so mooi nie, dit is, en ons moet verstaan, dat die Here het hierdie opdrag vir hom gegee, om te bewys, hoe lief die Here ons het. Want die owerspeligheid wat daar is, die prostitusie wat daar plaasvind, verwys nie hier fisies, maar wanneer ons dit na Christus toe trek, dan verwys dit nie soseer na die fisiese prostitusie nie, maar dit verwys eintlik na geestelike afval. Geestelike sy waar jy heen gaan en geestelik prostitusie doen. Dis soos wat ons in Openbaring lees, Babylon, wat ook daar genoem word as die vrou. Die onrein vrou. Onrein vrou, dankie vir die mooi, onrein vrou. En ek dink dit is dan, ons as Christene wat ons die sin speel, waar ons draai ons rug op wat die Here gedoen het, en ons draai weg van dit wat die Here ingestel het, die mooi in die huwelik, die plan wat die Here vir ons het, en waar hy vir ons gesê het, ons gaan een word, en dan draai jy jou rug op dit wat die Here vir jou beplan het, en jy volg so half jou eie pad, en jy gaan in Babylon in, en dit is dan hoe ons lewens op Christus draai, en ons eie wil volg, en dit wat die wêreld bied, sal ek maar sê, dit gaan agtervolg, en ek, Hosea, dit is nogal 'n interessante storie wat hy moes deurmaak en alles wat hy gedoen het, maar ek dink dit stel vir ons 'n baie goeie voorbeeld van wat die Here dan vir ons as mense doen. Ja, want ek dink, kom ons lees gou 3 vers 1, en dit sê daar, en die Here het vir my gesê, gaan nog 'n keer. In ander woorde, hy moet 'n tweede keer gaan. Bemin 'n vrou wat bemin word deur haar vriend, maar wat oorspel bedrywe. Net soos, hier kom die vergelyking nou, net soos die Here die kinders van Israel bemin, terwyl hulle hul tot ander gode wend en versot is op rosynekoeke. Met ander woorde, hier kom die Here sê, sien jy moet hierdie vrou gaan bemin, en hy gebruik die huwelik, teen die beskrywing van
tussen hom en sy kinders. Ja. Ek het julle lief, ek gee alles vir julle, ek vat julle in my huis en ek sorg vir julle, soos wat ons gelees het in die vorige stuk van, ek het jou, waar het ek jou gekry, Ja. hoe mooi maak ek jou nou daar, het ons in Esegiel gelees het, en dan hardloop jy weer terug. Maar ek vat jou weer terug, keer op keer op keer. So ek van daar af, om nou te sien dat Christus sê, maar dis nou tussen hom en die afgode, daai valse godsdiens. Kom ons gaan kyk wat sê Openbaring 17, Openbaring hoofstuk 17, vers 1 en 2. Openbaring hoofstuk 17, vers 1 en 2. En een van die 7 engele met die 7 skale het gekom en in my gesprek en vir my gesê, kom hierheen en ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op baie waters sit, met wie die konings van die aarde gehoreer het en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery. So hier praat hy nou van, en in my Bybel praat dit daarvan, en is 'n opskrif hier wat sê die val van Babylon, die gesig van die groot hoer. Ja. Met ander woorde, hier en weer eens, as ons nou hierna kyk, dan sien ons, dit verwys nie hier na 'n letterlike vrou nie. Ja. Dit verwys hier na 'n kerk, godsdienstige oortuiginge, afvalligheid, en as ons dit nou in vergelyking bring met Hosea en met Esegiel, dan sien ons maar, hier kom ons nou aan en sê, okay, so daar gaan mense wees wat nou ook gehoreer het. So met ander woorde, mense wat sê hulle is getrou aan Christus in hierdie huwelik met Christus, maar eintlik is hulle besig om iets anders lief te hê. Afgodery, anderste as die ware God te aanbid, het hulle daarby gekry. So, en dan in hoofstuk 18, vers 1 tot 4, gaan dit aan daar, en dit sê vir ons, en na hierdie dinge het ek 'n engel sien neerdal uit die hemel met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy het my 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval het die groot Babylon, en dit het geword 'n woonplek van duiwels en 'n versamelplek van allerlei onreine geeste, en 'n versamelplek van allerlei onreine en haatlike voëls. Nou, dit is 'n beskrywing van alles wat sleg is besig om hier aan te gaan. En in vers 3, omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. Weereens hierdie valse vrou, nee? En hier praat dit vir ons weer van die val van Babylon. Nou ons weet, as ons kyk in die skrif, ons praat van Babylon, ons praat van Egipte, dan wys dit vir ons van die sondigheid, die sonde wat plaasvind. En in vers 4, en ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit daar uit my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Met ander woorde, hier kom ons sien, en weer eens as ons sien Babylon, vals godsdiens wat geaanbid word, en hier is 'n oproep. En wat sê die oproep vir ons? Kom uit. Maar in Hosea moes hy elke keer gaan haal. Met ander woorde, kan ons daai vergelyking sien? Ou Testament, die Here gaan haal haar uit, sy moenie daar wees nie. Hier kom die Here en sê, kom uit haar uit. So ons moet uitbring, en ons moenie deel wees van daardie vals aanbiddingsstelsel van die vals godsdiens. En ek stel dit altyd op hierdie manier, en ek sê, ek gaan nou nie die naam noem nie, maar iemand het 'n lied gesing, baie bekende persoon, en hierdie lied se woorde gaan so, I did it my way. Dis al wat ek gaan sê. So, ons bou baie keer vir ons 'n godsdiens, of hoe ek dit wil hê. Nie hoe Christus wil hê nie. En as ek dit bou op hoe ek dit wil hê, is dit eintlik 'n valse godsdiens. So ons moet dit bou op hoe Christus dit wil hê. So daar sien ons weer eens daai vergelyking, dat so daar is mense daar, wat sê hulle is getrou aan God, maar hulle is nie getrou nie. En ek dink dit wys vir ons dat hoe belangrik dit is om eintlik die Bybel te bestudeer, daai verhouding met die Here op te bou. Want die ding is, as jou verhouding nie sterk is nie, dan sal ander dinge jou oë wegvat van wat belangrik is. As hoe wat ek sê. En jy kan verlei word met wat daar buite aangaan. En dit is in ons geestelike lewe so. En dis hoekom dit so belangrik is dat ons die woord moet bestudeer, en ons moet saam met die Here die paadjie wandel, en toelaat dat die Here
daai verhouding tussen ons en hom sterk maak. Laat ons nie op die einde van die dag deel word van daardie Babyloniese vrou wat Openbaring 18 vir ons noem nie. Van praat nie. Nou terwyl ek nou daar is, kyk ek nou en ek sê, kom ons gaan net na dan hoofstuk 19 toe. Want as ons nie, soos in hoofstuk 18, sê, kom uit daaruit nie, wat gaan dan gebeur? Nou in hoofstuk 19, die eerste 9 verse, nou ek sal die eerste paar verse lees, dan kan jy van daar af aangaan. En sê, en na hierdie dinge het ek iets soos 'n groot stem van 'n groot menigte in die hemel gehoor wat sê, Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer van die krag van die Here onse God, want sy oordeele is waaragtig en regverdig, want hy het die groot hoer geoordeel, ander woorde, valse aanbidding, wat die aarde met haar hoerery verderf het. Nou, dis een ding wat ons hierin besef. Dit is 'n groot verderwing, want het sê die aarde. Ja. So, dis nie 'n klein dingetjie wat besig is om plaas te vind nie, dis 'n groot ding. Ja. En hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek. En vir die tweede maal het hulle gesê, Halleluja, en haar rook gaan opgaan tot in alle ewigheid. En die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het neergeval en God aanbid wat op die troon sit en gesê, Amen, Halleluja. En 'n stem het uit die troon uitgegaan en gesê, prys onse God, al sy diensknegte en julle wat hom vrees, klein en groot. So jy moet daar van vers 6 af aanlees. Okay. En ek het iets gehoor soos 'n klank van 'n groot skare en soos die klank van baie waters en soos die klank van swaar donderstare wat uitroep, Halleluja, die Here ons God, die Almagtige, hy het die koningskap opgeneem. Laat ons bly wees en jubel en aan hom die heerlikheid gee, want die bruiloffees van die Lam het aangebreek en sy bruid het haar gereed gemaak. En toe sy toelaat om blink klere van silwer fyn linne aan te trek, want die linne is die linne is regverdige dade van die heiliges. Toe sê die engel vir my, skryf neer, gelukkig is hulle wat uitgenooi is na die bruilofsfees van die Lam. Hy het ook vir my gesê, hierdie woorde van God is waar. Nou, dis die vers waarmee ons begin daai, nee. En hier kom hy en hy sê, daar gaan op die einde van die dag, gaan daar 'n oordeel plaasvind. Ja. En die bruid, wat getrou gebly het, gaan die loon ontvang van die getrouheid. Ja. En dan gaan hulle genooi word na die bruilofsmaal van Christus toe. Nou weer eens, as ons daarna gaan kyk, dan weet ons die bruilofsmaal van Christus gaan wees wanneer hy weer kom op die wolke, wanneer hy sy kinders kom haal, sodat hulle vir 'n ewigheid saam met hom kan wees. En dit bring, as ek nou hierdie gedeelte so gelees het, bring dit hierdie donker, vol al die slegte dinge wat gebeur, en dan die regverdiges wat uitkom, tot hierdie maal waar Jesus die kroon gaan opneem, en Jesus gaan sy bruid vat. Wat, laat my albei dink aan die moeilikheid waarin ons nou lewe, tot die hoop wat ons het, wanneer die Here gaan weerkom. En daardie, mense hart raak sommer ligter, as jy daaraan dink. So, en mense raak opgewonde. Ja, so die Here sê vir ons, in hierdie verhouding, wat daar is, soos tussen in 'n egpaar, het ek ook hierdie verhouding vir jou, maar moenie bekommerd wees nie. As jy getrou bly, maak nie saak wat jy gedoen het nie. Ek gaan, al is jy ontrou, ek gaan getrou bly, ek gaan jou nog steeds kom haal, maar ek wil hê jy moet weet waar ek is. En sodra jy dit aanvaar waar ek is, dan gaan ek vir jou 'n plek in die hemel gaan berei. En dan gaan ons daar vir 'n ewigheid saam woon. So dit is die metafoor wat Christus het met sy kerk. Amen. Nou as ons nou net na 'n ander gedeeltetjie kyk, dan sien ons daar's 'n verhaal, 'n stukkie geskiedenis wat ons kry in Genesis hoofstuk 24. En Abraham wil 'n vrou kry vir sy seun. Ja. En hy gee sy diensknegt 'n opdrag en hy sê, waar moet jy hierdie vrou gaan haal? En hy sê, jy moet nie 'n vrou kies tussen die mense waarin ons leef nie, maar jy moet 'n vrou gaan kies tussen my mense. So kom ons tel die storie daar op, Genesis 24,
vers 1 tot 4. Is jy hom het? Ja. Abraham was al baie oud en die Here het vir hom het in hom alles geseën. Abraham het sy slaaf gesê, die vernaamste van sy huis, die een wat beheer van sy besittings, sit jou hand onder my heup, dat jy vir my 'n eed in die naam van die Here, die God van die hemel en die aarde kan beloof, dat jy nie my seun sal laat trou met 'n dogter van die Kanaaniete, by wie ons nou woon nie. Jy moet na my land toe gaan, en die land waar ek gebore is, en daar 'n vrou gaan haal vir my seun Isak. So, as ons dadelik hierdie ding lees van die eerste oogopslag, dan sal ons dink, nee, dit gaan oor dalk etnisiteit. Maar dit is nie waaroor dit gegaan het nie. Abraham weet waar hy vandaan gekom het, uit die familie waar hy vandaan gekom het. En ons weet, hulle het tog vir God aanbid. En hy het gesê, gaan kry iemand eerder daar vir my kind, wat dieselfde grondslag het as wat my kind het. Alles mag dalk nog nie 100% reg wees nie, jy weet, maar gaan haal daar, sodat die verbinding wat daar kan wees, tussen Isak en Rebekka, dat hulle dieselfde grondslag en agtergrond kan hê. En dis ook iets wat, ekskuus tog, iets wat ons aan aanmerking moet neem, wanneer ons ook vandag in die huwelik tree, byvoorbeeld, soos vanaf daarby kan uitkom, dat gaan soek eerder iemand wat dink soos jy dink, glo soos jy glo, om 'n pad vorentoe te bou, en die pad saam met die Here te bou, en die Here sê, ek het 'n spesiale plek vir julle, en in daardie selfde opsig, wil die Here hê, ons moet so saam met hom wees, ons moenie, ek wil amper sê, buite ons geloofsverband verbind raak nie, want dit gaan 'n moeilike verhouding wees wat daar is. En hierin kom die Here en hy sê ook, ek en julle moet dieselfde konsep hê. Ek het vir julle sekere reëls en regulasies opgestel, en julle moet dit volg saam met my, sodat ons aan mekaar getrou kan bly. So dis baie belangrik dat ons dit weet. So kom ons kyk na vers 57 tot 67. 57 tot 67. Toe sê hulle, laat ons die dogter roep en haar self vra. So dis nou die hele storie, uitgegaan, daar by Laban gekom, kan ek hierdie dogter vat, kan ons haar saamvat? Toe sê hy, kom ons vra haar self. En vers 58, en hulle het Rebekka geroep en haar gevra, wil jy met hierdie man saamgaan? En sy antwoord ja. Daarop het hulle Rebekka, hulle suster, en haar oppasser laat trek saam met die dienaar van Abraham en sy manne. En hulle het Rebekka geseën en aan haar gesê, ons suster, mag jy duisende van 10.000 word, en mag jou nageslag die poort van sy vyande in besit neem. En dis vir my baie snaaks dat hulle hier dieselfde tipe seën vir haar gee as wat die Here vir Abraham gegee het. En sê, jy sal 'n groot menigte word. En in vers 61, toe het Rebekka en haar diensmeisies hulle klaargemaak en op die kamele weggery en die man gevolg, so het die dienaar dan Rebekka saamgeneem en weggetrek. En Isak het uit die rigting van die put van Lagoy Rooi gekom, want hy het gaan woon in die Suidland. En Isak het teen die aand uitgegaan om te pyns in die veld, en toe hy sy oë opslaan, sien hy met eens kamele aankom. Rebekka het ook haar oë opgeslaan en Isak gesien, toe het sy van die kameel afgegly. En aan haar dienaar gesê, watter man is dit wat ons tegemoet loop in die veld? En die dienaar antwoord, dit is my heer. Toe neem sy die sluier en bedek haar. En die uiteinde van die storie is, hulle is met mekaar getroud. Kom ek bring gou hierdie punte by mekaar uit. Die Here stuur, Abraham stuur sy diensknegt om 'n vrou te gaan haal. Rebekka het nog nooit hierdie diensknegt geken nie. Rebekka het nog nooit die diensknegt se eienaar geken nie. En tog, toe sy daar aankom, toe aanvaar sy dit op die min inligting wat sy net daar gekry het. Kom ons trek dit gou deur. Christus kom.
Hy stuur sy profete Ja. na ons toe. Gee vir ons inligting, maar nie al die inligting nie. Ja. En ons moet op geloof vorentoe gaan en hom aanvaar. Ja. En dan ook soos Rebekka later met Isak in daardie huwelik intree. Ja. En hier is die mooi ding weer. Hier kom Abraham wat stuur en sy seun tree in verbinding met Rebekka. Hier kry ons dit, die Vader stuur sy seun, Jesus Christus. En Christus sê, ons moet met hom in verbinding tree. Ja. Nie omdat ons hom dalk 100% ken nie, maar omdat ons gehoor het en omdat ons weet waar hy vandaan kom en omdat ons dit in geloof doen. Amen. Nou is dit nie 'n baie mooi gedeelte van hoe ons eintlik dan met Christus moet optree nie, Ja. en dan daardie getroue vrou bly vir Christus Amen. Ja. tussen ons en hom. Ja. En ek dink dit is so mooi en ek dink dit is waar ons hoekom dit so belangrik is dat ons as die woord bestudeer, al hierdie mooi nuance uitkom en ons lewe op die einde en geestelike lewe kan versterk. Dis nie net ek dink hierdie is nie net advies vir ons in ons geestelike lewe nie, maar ook in ons alledaagse lewe. In ons huwelikslewe met ons man en vrou, so daar's lesse wat ons uit die huwelik kan leer, wat uit die woord uitkom wat Christus gesê het, maar op dieselfde manier soos wat ons in Efesiërs gelees het. Hierdie is 'n verborgenheid, want dit gaan oor Christus en die gemeente. Kerk, ja. So ons hoop u het vandag saam met ons 'n paar lesse gekry uit die woord van God, wanneer daar gepraat word van die huwelik wat Christus met sy kerk het, met sy gemeente het, met u en my, en die verhouding wat daar moet wees, en dan baie keer die valsheid wat daar inkom, of die ontrouheid van ons kant af, wat ons baie keer wegloop, en dat die Here ons elke keer terugneem. Amen. So die Here is baie goed vir ons, en ons hoop u die lesse daaruit geleer. Ons gaan nog verder gaan om nog in die tyd wat voorlê, nog 'n klomp ander studies te doen uit die woord van God uit, om hierdie beelde, hierdie teenbeelde, hierdie metafore te kan verstaan uit die woord van God uit. Pierre, baie dankie dat jy vandag saam met ons hier was. Baie dankie dat ons in u sitkamers kon kuier en saam met u Gods woord kon studeer. Kom ons buig ons hoofde saam. Vader in die hemel, baie dankie dat ons in u teenwoordigheid is. Dankie dat ons u woord kan studeer en dankie dat ons kan sien dat u ons gaan haal het waar ons eintlik in ons eie gemors gelê het. En dat u ons opgehef het en soveel kere soos Israel, soos Hosea se vrou, loop ons weg, maar u kom haal ons nog steeds daarby uit. En u het vir u vrou, die kerk, vir elkeen van ons het u 'n plek berei en u wil net vir ons die beste gee. Dankie Here dat ons dit kan sien en kan toepas in ons lewens. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen.